Môre, hoe gaan dit by julle? Ag, ek hoop julle het 'n wonderlike naweek gehad en dat julle lekker gerus het en julle mense geniet het en ja, dat ons hierdie nuwe week aan kan vat en dit kan doen in die Here se naam. Hierdie week gaan ek vandag tot donderdag nog met julle kuier. Van Vrydag af rus ek 'n bietjie. So mag dit vir julle 'n lekker week wees in die oggende en ja, kom ons eer en loof die Here vir die lewe wat hy vir ons kom uitkap. Ek wil hierdie laaste week van die kwartaal wil ek begin met Johannes 12 vers 24, baie bekende vers. Jesus het gesê: as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, dan bly hy net een. Maar as hy sterf, dan word hy 'n groot oes. Wonder wat het Jesus hier bedoel? Natuurlik weet ons Jesus praat van sy eie dood. Ons weet hy praat van die feit dat hy deur te sterf baie mense na God toe sou trek en dat die koninkryk dan uit sy nate sou bars. Maar ek wonder of julle al ooit geweet het wat Jesus hier bedoel toe hy dit sê. Ek dink in sy diepste wese het Jesus vir ons kom vertel hoe selfopoffering regtig lyk. Want julle moet nou weet, in hierdie hoofstuk kan julle net dink, hoe moes dit in Jerusalem gegons het, oor hierdie man wat soveel mense gesond gemaak het, hoe hy stikkende harte weer heel gemaak het, hoe hy honderde mense, duisende mense met broodjies en visse gevoed het. Hy het selfs vir Lazarus opgewek. Wat 'n suksesvolle storie. En so groot was die aanhang wat die mense vir hom gehad het, dat selfs ander volke, selfs Grieke hom begin volg het. Selfs die Fariseërs het begin bekommerd raak, omdat hy daarom nou net te veel aanhang gekry het. Dit is amper asof daar uitgesien word na een of ander vuurwerk vertoning van 'n nuwe era wat hy gaan inlei, as hy sy mag gaan uitpasyn. En wat gebeur toe Jesus in Jerusalem ingaan? Wel, daar was nie vuurwerk vertonings nie. Daar was nie een of ander nuwe omverwerping van die troon nie. Daar was nie met 'n magsdaad die heerskappy oorgevat nie. Wat het gebeur? In plaas daarvan dat hy daai posisie van status en sukses ingeneem het, het hy begin om mense se voete te was. En in steede daarvan dat hulle hom verheerlik, kies hy die pad van vernedering. Hy kies om homself vir ons te gee. Hy kies om in die Fariseërs se huise in te gaan en saam met hulle te eet. Geen mags vertoon soos wat die mense gedink het sou gebeur nie. Joh, weet julle, in hierdie brose selfopoffering kom leer hy vir jou en my hoe anders hy regtig is. Hoe sterf in jouself regtig lyk. Hoe 'n mens die hart van ware liefde regtig spel. Want Jesus kom herskryf vir jou en my die storie van sukses. Hy kom herskryf dit. Sukses in God se oë lyk nie so sukses in die wêreld se nie. Hy kom wys vir ons hoe ek en jy dit ook kan regkry. En mag ek en jy in hierdie week dit ook leer, dat die suksesverhaal vir God nie is hoe groot jy en ek word, of hoe belangrik ons is, of hoe baie dinge ons vermag nie, maar of ek en jy nederig gaan sit by die stikkendes, en onsself gaan tyd afstaan by hulle wat dit nodig het. Mag ek en jy dit ook doen. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons. Here Jesus, kom plant my in u grond van liefde, en kom spit my om met u genadehand, en laat my dan saam met u groei. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Dankie julle, julle moet 'n wonderlike en 'n geseënde dag hê. Môre praat ons weer. Totsiens.